Ok, graad 12 soos ons by vraag 3 en dit is vir die graad 11's ook. Julle sal sien, dit gaan oor trigonometrie met en sonder sakrekenaar / diagramsom wat jy altyd gaan kry in die vraag en dan vergelykings, trig-vergelykings. So, 'n bietjie voorkennis en leerwerk. Nou, julle sal almal hierdie diagram herken. Ons noem hom die CAST diagram. CAST. Okay, South Africa Tennis Club, as jy dit nou so wil onthou. En dan moet jy nou onthou, hy werk 0, 90, 180, 270, 360 en dan begin hy weer van vooraf. En dan elke kwadrant, hierdie is die eerste kwadrant, is die almal kwadrant, so in A is al 3 funksies positief. Hier in sin se kwadrant, die tweede ene, is net sin positief, al die ander is negatief. By tan se kwadrant, die derde ene, is dit net tan wat positief is, en C vir kos, net kos is hier positief. Ok, nou die oranje wat ek vir jou gee, is ook nogal belangrik. Hierdie is jou verwysingshoek, of jou skerphoekie. En dan as jy in die sinblokkie werk, dan is dit altyd 180 minus jou hoekie wat jy hier bereken het. Jy gaan altyd hierdie hoek bereken. Ok, dit gaan nou net afhang aan watter blokke jy eindig, vir watter som jy gaan doen met hierdie oukie. Dis kom ek praat van die verwysingshoek. Ok, so sin se blokkie is 180 minus, tan se blokkie is 180 plus, kos sin is 360 minus. En dan wat ek hier vir jou het, is tatas. En tatas, as jy tatas verkeerd omskryf, soos dis T-A-T-A-S-S, dan reverse jy hom net, T-A-T-A-S-S. Nou as jy hom so skryf, dan kan jy jou funksies se verhoudings aflei. Nou die funksies wat ek hiervan praat is jou sin, ek skryf dit hier vir ons, jou sin, kos, dan is dit cosec, sec en cot. Ok, nou hoe hy werk is, die T op S is die verhouding van sin. T op S, teenoorstaande op skyns. Kossinne is die een net langsom, A op S, aangrensend op skyns. Tansinne is net langsom. T, nou het ek 'n bietjie sleg geskryf, kom ek maak gou 'n bietjie dit beter. A op S, ok, hierdie ene is T op A, en dan vir hierdie volgende 3 leer ek my mense so, dat die derde letter en die derde letter, dui vir jou aan of dit sin is, kos is, of tan is. So, julle sal agterkom wat ek nou hiermee bedoel, as ek nou dit vir jou skryf. So, cosec is eintlik een op sin. So, daar gaan ek nou vir jou die S weer highlight. En dan die derde letter by cosec is 'n C, wat dan kos sinne is. 1 op kos. En dan kan ek hom ook vir jou so highlight. En dieselfde kan ek vir jou doen met kot. Ek gaan net so 'n bietjie verder skryf. Hy gaan tan sinne wees, want die derde letter is 'n tan. So dit is hoe jy julle kan aflei. So as dit dan nou die geval is, dan beteken dit, hierdie is kotsinne, hierdie is tansinne, kot, ekskuus, jammer, hierdie is kot se omruiling, want hy is mos nou tan omgekeerd, en hierdie is kos of kosek, nou sê ek almal verkeerd, ekskuus, kom ek probeer weer, want sien ek sukkel ook maar by die reverse keer. So, hierdie eerste enetjie is kot, tweede enetjie is sek, want hy is die omgekeerde van kos, ok, en die laaste enetjie is cosec, want dit is die omgekeerde van sinne. Ok, so net dat dit nou 'n bietjie duideliker is, ekskuus dat ek al so te mekaar gepraat het nou. So hierdie is alles voorkennis wat jy gaan moet hê, as dit kom by vraag 3, vraag 4, vraag 5, vraag 6 moet jy met maar alles in gedagte hou, want hulle almal gaan oor trigonometrie.
So kom ons kyk hoe gaan ons hierdie gebruik. So by die eerste vraag gee hulle vir ons hierdie, en hulle gaan altyd dit die eerste vraag maak, waar jy grade gegee word, en jy moet net 'n waarde daarvan af uitwerk. So, eerste probleem het ek al klaar vir ons geonderstreep, want jy moet met grades werk. Nou, as jy mooi sal onthou, jy sal dit in vraag 10 ook sien, dat ons kan ons grade na radiale toe neem. Ok, en die maalfaktor vir dit is pi op 180, as jy van grade na radiale toe gaan. Maar nou, hierdie ouetjie is in radiale gegee. So nou, dis hoekom hulle vir jou by die eerste vraag vra, herlei dit na grade toe. So as ek hom gaan doen, dan gaan ek sê 3,2 pi, en ek gaan nie nou van grade na radiale nie, ek gaan ander kant toe. So dit beteken hierdie ding ruil net basies om. So waarmee ek dan gaan maal gaan wees 180 op pi. En as jy dit doen, dan kry jy 'n antwoordjie van 576 grade. Want, as ek dan nou kyk weer eens, die vrae volg op mekaar by tegniese wiskunde, ek gaan dit nodig hê. Want nou vra hulle vir jou, jy moet bepaal wat is cosec T minus R. So asseblief, vir die eerste punt, vat cosec soos wat hy is, ek weet dit is een van jou omgekeerdes vir jou 3 funksies, maar vervang in wat jy gekry het, 576 minus R wat 22,8 is. Grade en grade. Ok, want dan verdien jy al jou een van die 3 punte, want jy het die substitusie gedoen. Nou gaan ek my blou highlighter vir jou vat, en daai derde letter vir jou highlight om jou te herinner, jy werk met sin se omgekeerde. So nou gaan jy skryf 1 op sin, en dan is dit die 576 minus die 22,8. En hoekom werk ek heeltyd na sin kosentant toe, van 'n cosec af, van 'n cot af, van 'n sec af? Is omdat jou sakrekenaar het nie daardie funksie nie. Hy het wel 'n sin, 'n cos en 'n tan. So dis hoekom ons soontoe moet werk. En dit is dan nou waar jou tweede punt sou gewees het, want jy het die omgekeerde korrek aangedui. En nou gaan jy maar net sakrekenaar toe, en jy vra vir jou sakrekenaar, wat is die antwoord van hierdie som? En jy kry minus 4,38 vir 'n antwoord. So jou antwoord gaan altyd baie vreemd wees hierso. So die vaardigheid wat ons hierso toets is bloot, kan jy invervang, kan jy hom omskakel na 'n bekende verhouding toe, of 'n bekende funksie toe, so sin, en dan kan jy jou sakrekenaar gebruik en daardie antwoord kry. Ok. Volgende vraag. Nou, as hulle vir jou vra by die vraag sonder sakrekenaar, soos hierso, dan moet jy weet, en skryf dit neer iewers, of maak 'n nota, of maak 'n knoop in jou oor, dat ons wil eintlik dan hê, jy moet die diagram teken. Nou goed, 'n diagram kan jy slegs doen, as jy weer eens het, sin, cos, of tan. Ok? Want, as jy kan onthou, toe ons die CAS-diagram in die begin van hierdie video aangeraak het, South Africa Tennis Club, dan weet jy, jy moet werk met sin, cos of tan. Jy kan nie met 'n sec werk nie. En dan as jy onthou, ek het vir jou die tatas gedoen, en die tatas, ek skryf hom net gou weer verkeerd om, tat, as, so, sal jy ook onthou dat sec is cos se omgekeerde, so dit sal daai ene wees, S op A. So as ek hom na cos toe verander, dan moet dit A op S wees. So dit beteken, daai verhouding gaan negatief bly, maar ek kan dan sê dit is cos theta
is gelyk aan minus, maar het gaan 3 op 5 wees. OK, hy het omgeruil. 5 op 3, bly negatief, dit gaan nie verander nie, maar dit kan omruil na 3 op 5 toe. OK, ek weet nou nie lekker ek om hier ding flikker nie, ekskuus daaroor. Right, nou, dit gedoen. Hier praat hulle nou van die hoek mag net tussen 180 en 360 grade lê. So nou, ek het nou nie 'n lekker oranje nie, maar jy sal onthou van die kaasdiagram, daai was 0 grade, daai was 90, daai was 180, daai is, oepsie, 270. Sjoe, dit is 'n bietjie lelik geteken, sorry. 270 en jou 360 is daar. So waar is 180 tot 360? Wel, dis in Tan se blokkie en Kos se blokkie. Maar jy mag net in een van daardie blokkies teken. So dan beteken dit, gaan terug na wat Kos is negatief, en in watter van hierdie twee blokke sal Kos negatief wees? Wel, definitief nie in sy eie blok nie, want daar is hy positief, so dit sal daai ene wees. Dis beteken dit die blokkie wat die 2 regmerkies het, is dan vir jou die teken van waar moet jy jou diagram teken. So hierso teken ek gou vinnig hier vir my diagram. Ons gaan hom in die 3de blokkie teken. So. En dan my hoek is mos nou daar. En Kos is mos aangrensend op skuins. So die sy wat aangrensend is die een wat aan die hoek raak. En die skynsy is mos altyd oorkant jou 90 grade hoek, altyd oorkant hom. OK, so ek gaan dan hierso sê dis S. So dis beteken dit dat die waarde van A is minus 3, want dit is aan die negatiewe kant van die x-as. En dan S se waarde is dan die 5, want die skynsy is altyd positief in elk geval, so jy hoef nie daaroor te twyfel nie. So, lang storieetjie kort, ons het die x, ons het die radius, so ons kort nou net basies die y. Ons moet weet wat die y is. Maar let op, aan watter kant van die as lê hy? Hy lê aan die negatiewe kant van die y-as. So, omdat dit 'n 90 grade driehoekie is, gaan ons gou 'n bietjie moeite doen en gou vir Pythagoras vra om vir ons hierdie som uit te werk. So ons gaan sê y² is gelyk aan die skynsy minus die kortsy. Jy kan dit nou negatief ook hou as jy wil. OK? En dan bereken ons hom. So dit is 25 minus 9, so dit gee vir jou 16. En jy doen sy vierkantswortel en jy kry 4. Maar let asseblief op, waar lê hy? OK, nou wat bedoel ek met dit? Waar lê die y? Lê hy bo die x-as of onder die x-as? Hy lê onder. So, jy gaan dan sê dat dit minus 4 is. En jy kan hom skryf as minus 4. Right, nou dat ons prentjie volledig is, en ons weet ook dan nou hierdie is die teenoorstaande sy. Hierdie is die aangrensend, want hy raak aan die hoekie. Daai is die teenoorstaande sy, want hy is teenoor hom, oorkant hom. En daai is die skyns. Nou kan ons hierdie gaan aflees van die prentjie af. Maar mense, jy kan nie hierdie doen nie, jy kan nie dit doen nie, as jy nie die volledige prentjie het nie. OK, so die Pythagoras is 'n moet, altyd 'n moet. Maar ja, daar is baie werk in hom in, om eers uit te figure, in watter blokkie teken ons, en tweedens, watter sye is gegee. Is die A, die S of die T, watter van daai 3 is vir jou gegee, sodat jy weet, gaan dit 'n minussom of 'n plussom wees vir Pythagoras. OK, nou dat ons informasie volledig is, nou kan ons gaan uitwerk, wat is cot theta minus tan theta. Nou, cot is mos daai A op T, nee, volgens die tatas wat ek vir jou verduidelik het aan die begin. So ek gaan A aflees en ek gaan vir T aflees. OK, en as ek dit aflees, mense, dan is dit
in 'n breekvorm. Ek gaan nie weer kot skryf nie, ek gaan nie theta skryf nie, ek gaan sy hele verhouding gaan neerskryf, want die hele kot is gelyk aan -3 op 4. Dan minus, en dan gaan ek sommer al 'n hakkie maak, want ek weet nie regtig wat kan gebeur, as ek vir tan aflees nie, maar dit is nooit 'n foutie, want sê nou maar daar's 'n minus, dan gaan jy darm nie die minus maal 'n minus fout maak nie. Nou, tan het ons vir mekaar gesê is die t op a. OK, so t se waarde is -4 en a se waarde is -3. Reg, nou net gepraat van die minusse. So, 'n minus gedeel deur 'n minus is positief, so hierdie ouetjie gaan ek skryf as 3 op 4. En dan hier, minus gedeel deur 'n minus is 'n plus, en plus maal daai minus, gaan dit 'n minus maak, 4 op 3. Nou goed, omdat hulle sê, daai wat ek in geel geonderstreep het vir jou, sonder sakrekenaar, moet jy nou hierdie breeksom wys sonder sakrekenaar, so bedoelende wys jou stappe. Nou vir jou om hierdie som te kan doen, moet jou noemers dieselfde wees. Nou goed, jou noemers gaan jy vat na 12 toe, want 12 is die kleinste gemene veelvoud van 3 en 4. So, as ons dit doen, dan lyk dit nou so, ek maal dit om by 12 uit te kom, maar hierdie waarmee ek maal is altyd 1, so 3 op 3 is 1, so ek maal met 1 wat nie die waarde verander nie, maar wel nou vir my dit as 'n ander noemer gaan gee. So 3 maal 3 is 9, en 4 maal 3 is 12, 4 maal 4 is 16, en 3 maal 4 is weer die 12. So nou is ons noemers dieselfde, wat maak dat ek mag sê 9 minus 16, gaan vir my gee minus, ek dink is minus 7. Gaan net gou vir jou doodseker maak, dat ek nou nie hier verkeerde antwoorde skryf nie. Jep, minus 7. So dis minus 7 op 12. En jy los jou antwoord so. Die breekvorm waarin jy hom los is nog 'n beter aanduiding dat jy sonder sakrekenaar gewerk het. Want as jy hier met desimales gaan begin werk, dan gaan ons agterkom jy het 'n sakrekenaar gebruik. So hou dit in 'n breekvorm. Reg. Die volgende enetjie, dis ook die laaste enetjie. Hulle vra altyd vir jou 'n vergelyking. OK? Maar nou het hulle hierdie vergelyking vir jou baie nice gestel. Hulle het die vrae so 'n bietjie vir jou opgebreek, weer eens om vir jou leiding te gee. Nou die woord kwadrante behoort nie vir jou uit te freak nie, want ek het mos heel aan die begin van die kaasdiagram gepraat en gepraat van kwadrant 1, kwadrant 2, kwadrant 3, kwadrant 4. So, weer eens, hoekom ek het so mooi vir ons begin met die kaasdiagram, want ons gaan hom so baie gebruik. OK, so, South Africa Tennis Club. So, nou gaan kyk ons, waar is sin? Nou, OK, ek is happy met sin. Dis nie soos die vorige som wat ons moes omskakel nie, want sin, tan en kos, hulle is op die kaas. So, as hy daar staan as iets anders, kot, kos, sek, dan moet jy hom eers na iets vat wat sin, tan of kos is. OK? Right, so hy is sin, en ek kan duidelik sien sin is negatief. Nou, sin is negatief in die volgende kwadrante. Of kom ons merk eens af waar hy positief is. Hy is positief in die almal kolom of kwadrant, en in sy eie kwadrant. Maar hy was nou negatief gewees. So dit beteken, tan en kos se kwadrant, gaan hy negatief wees. So om die vraag te beantwoord, en dis ook om my 2 punte tel, is jy moet albei aandui. En dit was 'n meervoud ook gewees, kwadrante. So jy sou dan geskryf het derde en vierde. Mense, jy mag nie gaan skryf hierso tan se kwadrant en kos se kwadrant nie. OK? Asseblief nie, dis nie hulle name nie. Kwadrante tel tot by 4, van kwadrante dui aan op kwarte. So dis 1, 2, 3 of 4. 1 van hom 'n 4, 2 van hom 'n 4, 3 van hom 'n 4, 4 van hom 'n 4, né? Right, daar's jou eerste 2 punte.
Goed, nou vra hulle vir ons moet bepaal vervolgens die waarde of waardes van x. So goed, nou dat ons weet ons werk in daai twee blokkies, sal julle onthou, ek het in oranje vir julle hier geskryf 180 plus en hierso 360 minus, nee. So ek gaan dit gebruik om vir x op te los, maar ek het vir jou genoem dat altyd gaan jy die a doen, nee? Ons praat van 'n verwysingshoek. So die verwysingshoek hierso, gaan ek kry deur te sê sin x is gelyk aan 'n kwart. Nou moenie worry nie, ek weet ek het die minus weggegooi, want die minus gaan ek in berekening bring wanneer ek in sy negatiewe kwadrante werk. Ek wil nou eers werk wanneer hy positief is. Dis hoekom ek hom positief nou maak. Ok, jy mag dit doen, dis wiskundig wettig. So moenie worry nie. Ok, 'n kwart, so ek gaan uitwerk dat x is gelyk aan, net hier my antwoorde kry, 14,48. Dis grade. Right, onthou dit is jou verwysingshoek, né? Jy het hom nodig om te weet wanneer ek in die derde kwadrant werk en in die vierde kwadrant werk, gaan ek sê 180. Ekskuus, dat ek net gou 'n bietjie beter begin. X is gelyk aan 180 plus my 14,48 en dit gaan vir my gee 194,48 en my derde kwadrant sinne sal wees 360 minus jou 14,48. Ok, en daai aftreksommetjie gee 345,52. Ok, right, julle het hom. Goed, en dis die slotsom vir 14 punte. Ek sien jou by vraag 4.